Kyk 'n bietjie rond op hierdie app. Mense gedra dit self soos diere, dom. En as jy moeg is vir al die drama en elke keer soos 'n pop te reageer as iemand op jou tone trap of jou probeer seermaak, dan kyk hierna. En ek het dit nou vandag ook eintlik agtergekom. Ek het 'n doodneutrale comment gelos op 'n kind se video. En ek het so verskriklike backlash gekry en was so gevloek en geblok natuurlik, voordat ek nog 'n vriendelike antwoord kon gee. Die boodskap was doodneutraal. Nou, dit is iets wat ons moet verstaan. Die oomblik as jy reageer, soos hierdie laaitie wat nou op my gereageer het hy klaar verloor. Ek het klaar gesien wie hy is. Ek het 'n neutrale comment gelos en wat gebeur? Jy kry moeilikheid. Nou wat vertel dit vir jou? Dit vertel vir jou dat iemand 'n baie klein dink van hulle self het. Ek het op 'n afstand beheer sy emosies getrigger en hy het presies my gewys wie hy is. En nog erger, dankie tog het my geblok, want nou weet ek dat as ek hom ooit sou wil kwaad maak, dan moet ek dit 'n neutrale comment los. Nou, hierdie is eintlik 'n emosionele eksperiment. Mense besef nie dat 'n belediging op sosiale media nie altyd 'n aanval is nie. Onthou, mense is fyn. Dis 'n eksperiment. Mense toets jou temperatuur ook in die publiek. So wanneer iemand met jou spot, jou waarde bevraagteken, jou verkleineer, is hulle nie net besig om te kommunikeer met jou nie. Hulle gebruik probes, hulle gooi hoeke uit om te sien wat jou van balans afbring. Onthou, die meeste van hierdie mense, ons praat so baie oor narciste. Hulle is koud en calculated, kan ons maar sê. Hulle soek inligting. Hulle wil weet wat breek jou. Hulle wil weet watter ding jy voor bang is. So, hulle kyk vir jou uit en wonder watter wapen hulle volgende keer kan gebruik. En jy kan sien, hier op TikTok, die influencers, die mense met die 100.000 followers, wat soos gode te kere gaan. Kyk 'n bietjie mooi, hoe hulle sit en trek aan hulle sigarette, hoe hulle sit en trek aan hulle vapes, hoe hulle sit en sip aan hulle koffie, en almal praat. Maar daai swart oë is soos 'n skorpioen. Hulle tel alles op. Onthou, die wêreld in hierdie, veral op hierdie platform, respekteer nie jou emosies nie. Dit respekteer nie jou waardes nie. Dit respekteer nie jou opinie nie. Ek sien soveel mense wat lesse probeer gee. Ek is van die opinie, en ek weet, ouer mense hou daarvan om dit te doen. Hierdie is jou laaste kans. Moet nou nie laat ek weer vir jou raas gee nie. Hulle praat met mense soos kinders. Nou, niemand waardeer dit nie. Jy sien, hierdie mense bestudeer jou emosies, hoe om jou te manipuleer. As jy emosioneel antwoord, gee jy al jou krag weg, en jy laat 'n vreemdeling toe om jou waarde te bepaal. Nou, die oplossing hiervoor is, dat die sterkste mense, moet ons onthou, in die geskiedenis, het nie argumente gewen nie. Hulle het stilte bemeester. As iemand jou probeer verneder en jy bly doodstil, begin hulle hele beheerstruktuur ineenstort. Jou stilte brand hulle erger as wat enige comeback ooit sou doen. Kan jy dink as iemand vir jou sleg sê, in 'n bar, op TikTok, wherever, en jy bly emosieloos stil. Dit is baie unsettling vir hulle. Want dan raak jy onkwesbaar, jy word onleesbaar, en jy raak vreesaanjaend. Hulle weet nie watter monster hulle hiermee te doen het nie. Al is jy glad nie een nie. Dis net 'n trick. En jy raak 'n dreigement vir hulle, omdat jy nie aggressief is nie, maar omdat niks mense vinniger wys wat hulle is, as die volgende ding wat hulle doen nie. As jy stil bly, die volgende ding wat hulle doen, ontbloot hulle. Laat hulle geraas echo in hulle eie ore en hulle eie onsekerheid. In afsluiting, onthou, hy wat ander beheer mag dalk magtig wees, maar hy wat homself bemeester het, is nog magtiger. Die een wat reageer, gee alles weg.
En die een wat stil bly, beheer alles. Moenie jouself verdedig nie, moenie verduidelik nie, en moenie jouself regverdig nie. Moenie vir hierdie mense die bevrediging gee om te sien wat jou beheer nie. Want die oomblik as jy reageer, het jy heel waarskynlik klaar verloor en dit raak net 'n gemors.